Welkom, het jy al ooit, en ek meen regtig gewonder, oor die storie agter jou gunsteling sjokolade? Vandag duik ons in daardie storie in. Ons gaan die wêreld van handel verken en ek gaan jou help om alles te verstaan sodat jy vuurwarm is vir jou eksamen. Dink gou aan daai laaste sjokolade wat jy geëet het. Daai lekker smaak, maar agter dit lê 'n komplekse wêreld van boere, van fabrieke, van geld. En is 'n storie wat wel nie altyd 'n soet einde het nie. En dit bring ons by die groot vraag, nê? As jy iets in 'n winkel koop, waarheen gaan jou geld presies? Kry almal wat gehelp het om daai produk te maak, van die boer tot by die kassier, 'n regverdige deel van die koek? Goed, kom ons breek dit ook. Om hierdie hele ding te verstaan, moet ons eers kyk na die twee kante van die muntstuk: onregverdige handel en regverdige handel. Sjoe, kyk net die verskil hier. Links het ons uitbuiting. Dis 'n lelike woord en dit beteken presies wat daar staan. Mense word onregverdig behandel net sodat iemand anders meer geld kan maak. Maar regs, dis die doelwit. Regverdige handel. Dis wanneer almal, maak nie saak hoe klein hulle rol is nie, 'n billike prys kry vir hulle werk. So, waar begin die gemors? Dit begin baie keer wanneer groot ryk maatskappye vir armer lande sê, ons betaal julle so min vir julle kakao of julle koffiebone, vat dit of los dit. Dit dwing die prys af en die boere het geen ander keuse nie. Dit skep 'n bose kringloop. En die gevolge van daai kringloop, dis hartverskeurend. Mense kry so min betaal dat hulle nie kan kos koop nie. Dit beteken kinders kan nie skool gaan nie want hulle moet help werk. En omdat daar nie genoeg geld in die gemeenskap is nie, is daar geen geld vir goeie skole of klinieke nie. Dis 'n hele gemeenskap wat swaar kry. En as ons sê uitgebuit, wat beteken dit in die regte lewe? Dit beteken jy werk jou vingers deur jou vel vir ure en ure, dikwels in plekke wat vuil en gevaarlik is, vir amper geen geld nie. En as jy siek word, wel, dis jou probleem. Jy kry nie 'n sent nie. Dis die wrede realiteit vir miljoene mense. Maar, en is 'n groot maar, regverdige handel kan alles verander. Dit beteken veilige, skoon werkplekke. Dit beteken kinders kry 'n kans om te leer en te droom. En, baie belangrik, daai ekstra geld word terug in die gemeenskap gesit om klinieke en skole te bou. Dit bemagtig mense. OK, kom ons gaan terug na daai sjokoladestafie. Kom ons volg die geld en jy mag dalk geskok wees oor wat ons vind. Wie presies maak die groot wins? Goed, kyk mooi hier. Die fabriek wat die sjokolade maak, hulle vat 40%. Die winkel waar jy dit koop, 30%. En die kakaoboer, die mens wat in die son staan en die bone oes, 'n skamele 7%. 7, net soveel soos die land se regering. Sien jy hoe onewenredig dit is? Dis die kern van die probleem. Nou ja, kom ons doen 'n bietjie speurwerk met wiskunde. Dis nie net somme vir die eksamen nie, dis 'n manier om die storie agter die syfers regtig te verstaan. Kom ons gaan. Hier's 'n vraag vir jou. 'n Manji-maker werk vir 3 volle ure aan 'n pragtige handgemaakte mandjie. Sy betaling R5. So, die vraag is, hoeveel het daai persoon per uur verdien? Dink gou daaroor. Het jy 'n antwoord? Kom ons kyk. Dis eintlik 'n eenvoudige som. Jy vat die totale geld, R5, en jy deel dit deur die ure wat gewerk is, 3. En die antwoord? R1,66 per uur. Dis minder as die prys van 'n enkele lekker. Dit wys jou net hoe min waarde soms op harde handewerk geplaas word. Goed, volgende een. Stel jou voor jy begin 'n klein besigheid. Die bestanddele vir een melkskommel kos jou R17. Nou wil jy 'n regverdige wins maak, sê nou maar 50%. Vir hoeveel moet jy daai melkskommel verkoop? So, hoe werk ons dit uit? Stap 1, kry jou wins. Die helfte, oftewel 50% van R17 is R8.50. Stap 2, tel jou wins by jou kosprys. So, R17 plus R8.50. En daar het jy dit. Jou verkoopprys is R25.50. Dis hoe besighede waarde toevoeg om te kan groei. OK, so ons het nou gekyk na individuele produkte en werkers, maar nou is dit tyd om uit te zoom na die groot prentjie. Kom ons kyk hoe hele lande met mekaar besigheid doen. Om hierdie wêreld te verstaan, moet ons net 'n paar sleutelwoorde ken. Eerstens, internasionale handel. Dis maklik. Dis net handel tussen verskillende lande. En dan die twee belangrikstes, invoer en uitvoer. 'n Maklike manier om dit te onthou is: invoer is goedere wat ons land inkom en uitvoer is goedere wat uitgaan na ander plekke toe.
En hierdie is 'n kritiese punt. 'n Land wat sy eie grondstoffe, sê maar hout, vat en dit in pragtige meubels verander, gaan baie meer geld maak en werk skep as die land wat net die rou houtstompe verkoop. Dis die verskil tussen om waarde te skep en om jou rykdom net weg te gee. Goed, ons is amper by die eindstreep. Voor ons klaarmaak, kom ons doen 'n blitsvinnige hersiening van die belangrikste woorde wat jy moet onthou vir jou eksamen. Is jou reg? OK, laaste 4. 'n Primêre produk is die rou materiaal, direk uit die natuur, soos 'n appel. 'n Sekondêre produk is wat jy daarvan maak, soos appelsap. Dienste, dis die werk wat mense doen, soos 'n onderwyser wat klas gee. En vaardighede, dis die kennis en opleiding wat jy nodig het om daai werk goed te kan doen. Simpel soos dit. En dit bring ons by die heel laaste vraag. Maar hierdie een is nie vir die eksamen nie. Hierdie een is vir jou. Nou dat jy al hierdie dinge weet, watter keuse kan jy maak die volgende keer as jy in 'n winkel stap? Hoe kan jy al verseker dat die mense agter die produkte wat jy koop regverdig behandel word? Want die mag om die wêreld te verander begin by kennis. En dit begin by een klein keuse.